Groet in die wonderlijke naam van ons Koning Jesus geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here, waar ons dagelijks hoofdstuk in die Nieuwe Testament lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernieuwen en ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by 2025. Vandaag gaan ons voort by die Handelinge hoofdstuk 20 en die opskrif lees: op pad na Jerusalem reis Paulus deur Griekenland en Macedonië. Met die betoging verby het Paulus die gelowiges by mekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en Macedonië toe vertrek. Op sy reis daarheen het hy die gelowiges met baie preke bemoedig. Hy kom toe in Griekenland aan waar hy 3 maande deurgebring het. Toe hy op die punt gestaan het om Syrië toe te vaar, het 'n komplot teen hom aan die lig gekom. Hy het toe besluit om landlangs deur Macedonië na Syrië toe terug te gaan. Heel wat mans het saam met Paulus gereis. Hulle was Pyrrhus se seuns, Sopater van Berea, Aristarchus en Secundus, albei van Thessalonika, Gaius van Derbe, Timotheus en Tychicus en Trophimus, albei van die provinsie Asië. Hulle het vooruit gegaan en in Troas vir ons gewag. Na die Pasga het ons per skip van Filippi af vertrek en 5 dae later by hulle in Troas aangekom. Daar het ons 'n week gebly. Ons het die Sondag by mekaar gekom vir die maaltyd van die Here. Paulus het 'n bespreking met hulle gehou en omdat hy die volgende dag wou vertrek, het hy tot middernag aanhou praat. Daar was taamlik baie lampe in die bofortrek waar ons vergader het. Terwyl Paulus aanhou met die bespreking, het 'n jongman met die naam Eutychus, wat op die vensterbank gesit het, in 'n diep slaap begin wegsink. Vas aan die slaap het hy uit die 3de verdieping tot onder geval. Hulle het hom as 'n lijk opgetel. Paulus het onder toe gegaan en op Eutychus gaan lê, sy arms om hom gesit en gesê: "Moenie julle ontstel nie, hy lewe." Paulus het weer boontoe gegaan, brood gebreek en geëet. Hy het nog 'n hele ruk met hulle gepraat tot dagbreek toe. En toe vertrek. Die mense het die seun lewend huis toe gevat. Dit was vir hulle 'n buitengewoon bemoedigende ervaring. Paulus is landlangs Assos toe, maar ons is vooruit na die skip toe en het na Assos gevaar, waar Paulus afgespreek het dat hy aan boord sou gaan. Hy het ons daar gekry. Ons het hom aan boord geneem en Mytilene toe gevaar. Die volgende dag het ons by Chios verbygevaar. Die dag daarna het ons by Samos aangedoen en nog 'n dag later het ons Melite bereik. Paulus het reeds voorheen besluit om by Efese verby te vaar, sodat hy nie nog langer in die provinsie Asië tyd hoef deur te bring nie. Hy was haastig om, as dit kon, op Pinksterdag in Jerusalem te wees. Maar Paulus het van Melite af 'n boodskap na Efese toe gestuur om die ouderlinge van die gemeente te ontbied. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: "Julle weet dat ek die hele tyd van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, die Here met my hele wese in alle nederigheid gedien het, en dat dit met trane gepaard gaan het. Dan was daar ook die beproewings wat oor my gekom het vanweë die komplotte van sommige Jode. Julle weet ook dat ek nooit weggeskram het van die waarheid toe ek by julle gepreek en julle in die openbaar in julle huise onderrig het nie. Ek het een boodskap vir die Jode en Grieke gehad, dat hulle tot God moet bekeer en in ons Here Jesus moet glo. En nou is ek op pad Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat daar met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat my gevangenskap en vervolging voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit van geen waarde, as ek nie my lewensstaak en my bediening wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak nie. Om die goeie nuus te verkondig dat God mense lief het sonder dat hulle iets hoef te doen om dit te verdien. En nou is dit duidelik, ek weet dat nie een van julle my weer sal sien nie, julle onder wie ek rondgegaan en die koninkryk verkondig het. Daarom stel ek dit vandag duidelik aan julle dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie, want ek het nie weggeskraam daarvan
om die volle plan van God aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as ouderlinge aangestel het. Julle moet as herders die kerk van God versorg, die kerk wat hy vir hom verkry het deurdat hy sy eie seun gesterf het. Selfs weet ek dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie spaar nie. Selfs uit julle eie geleedere sal daar mense na vore kom deur verdraaide dinge te verkondig, die gelowiges sal probeer verlei om hulle te volg. Daarom wakker loop, onthou dat ek vir 3 jaar lang sonder ophou vir elke van julle die regte koers aangedui het, dag en nag en met trane. En nou vertrou ek julle aan God toe en aan die boodskap van die onverdiende goedheid wat hy aan mense bewys. Die boodskap is in staat om julle op te bou en julle in die sieninge te laat deel wat hy aan al die gelowiges as erfporsie beloof het. Ek het niemand se silwer of goed of klere begeer nie. Julle weet self dat hierdie 2 hande van my voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van die wat saam met my was. In alles het ek vir julle 'n voorbeeld gestel dat ons so hard moet werk dat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang. Toe Paulus klaar gepraat het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en Paulus omhels en hom gesoen. Hulle was veral hartseer oor die stelling dat hulle hom nie weer sou sien nie. Toe het hulle hom skip toe gevat. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.